Is Jesus goed vir jou? Amen. Ek hoor net 2 ouens. Is die Here goed vir jou? Amen. Amen. Ons kan nie genoeg dankie sê vir hom, dat hy goed is vir ons. Halleluja. As ons opstaan in die oggend, is hy daar. As ons gaan slaap in die aand, is hy daar. As met ons kinders praat, is hy daar. As ons klein kinders 'n bietjie bederf, is hy daar. Hy is altyd daar. Prys sy naam. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik om so iemand te kan dien en jou koning te kan wees nie? Yes, ons loof hom. As iemand so sy. Ek wil volgende met jou gesels oor die bitterbeker. Matteus 26, as jy jou Bybel gebring het, daar in Matteus 26, kom Jesus in Getsemane. Volgende week gaan ek weer oor Getsemane praat, en dan het ons Goeie Vrydag, diens, kruisiging, dan het ons die opstandingsdiens, so jy moet dit nie mis nie. Glo, hierdie is 'n woord wat die Here vir ons gee vanoggend, uit sy hart uit. Vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En in Petrus en die 2 seuns van Zebedeus staan en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Ek wil met jou so 'n bietjie gesels oor Jesus in die tuin van Getsemane en dit wat alles daar gebeur het. Nou die tuin van Getsemane, my broer en suster, is 'n besondere beeld in die Bybel van Jesus se ontsettende stryd. Van Jesus se verlatenheid. Van sy wroging wat hy in sy siel gehad het. Van sy worsteling waardeur hy gegaan het. Nou dit was 'n baie moeilike pad wat Jesus alleen daar moes loop. Verlate, verstote, verag deur mense waarvoor hy so lief was. Lief is nog steeds. Is die Here lief vir jou? Amen. Nou die beeld van 'n beker word soms in die woord as 'n metafoor gebruik om 'n ondervinding wat iemand as intens beleef te beskryf, het sy dit dalk positief of negatief is. Ons sê mos dikwels ook, ons moet die pad nog loop. En ons sê ook, en ek het al gehoor dat my vrou het gesê, ek moet die beker drink. Dit word ook gebruik as 'n beeld van dit wat God oor 'n mens bring. Dit kan 'n oorvloedige vreugde wees. Onthou jy wat Dawid in Psalm 23 vers 5 gesê? U maak my oë vet met olie, my beker loop oor. En daar is ook 'n ou koortjie wat ons sing, waar ons beker bring na God toe om dit vol te maak. Ek wil net wie ken dit. Here's my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench the thirsty of my soul. Hoe groot en hoe wonderlik is dit, dat ons dan kan gaan en sê, Here, hierdie ou bekertjie wat ek het, en ek wil nie sê beker nie, ek wil soms sê, drom, Here, maak dit vol. Maak dit vol, Here. Dit kan ook God se toorn aandui. Psalm 11 vers 6 sê, hy sal op die goddelose vangnette vuur en swawe laat reën, en 'n gloeiende wind sal deel van hulle beker wees. En dan sê in Jesaja 51 vers 17, ontwaak, ontwaak, staan op Jerusalem, jy wat uit die hand van die Here die beker van sy grimmigheid gedrink het, die kelk van bedwelming het jy uitgedrink, uitgesuig. Dis dieselfde soort beker wat Jesus moet drink, die bitterbeker. En in sy donkerste, bitterste, swaarste oomblikke van swart, bid Jesus in Getsemane, daar in Matteus 26 vers 39 hy sê, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, hoor mooi, laat hierdie beker my verbygaan,
nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. As dit moontlik is, kan dit dalk beteken, my liewe suster, dat Jesus op daardie oomblik die moontlikheid gedink het om die wêreld ongered te laat, om ons net so te laat sterf in ons sondes. Miskien het hy in sy mensheid vir die Vader gepleit en gesê, is dit nie moontlik, Vader, om hierdie wêreld net op 'n ander manier te red nie, eerder dat hierdie beker net by my verbygaan. Dis so moeilik. Sonder op die wyse wat hy moes die verskriklike pad na Golgotha geloop het. Vader, is daar nie 'n ander manier nie. Dit was seker die grootste keuse wat die heelal ooit gebeur het daar die aand in Getsemane. Daar tussen die olyfbome en 'n paar slapende disippels moes Jesus vir naam kies. En wat hy gesê, nie soos my wil nie, maar soos U wil, Vader. Vader, as dit U wil is, dan stap ek hierdie pad. Vader, as dit U wil is, dan drink ek hierdie beker. Hierdie bitter beker sal ek drink, want ek wil U gehoorsaam wees. Gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid, die dood of die lewe. Ons, my liewe suster, sal nooit in ons lewe ooit kan besef of kan begryp of ooit kan verstaan dit waardeur Jesus gegaan het daar in die tuin van Getsemane. Net so sal ons ook nie verstaan wat die vloek van sonde is wat op hom geneem is nie. Juist omdat Jesus regverdig is, hy sondeloos is, hy heilig was hy die een wat dit nie verdoen het om te sterf nie. Weet jy dat Henog is vrygestel van die dood omdat hy met God gewandel het en God behaag het? Genesis 5:24 sê, hoeveel te meer Jesus wat geen sonde gedoen het nie, wat ook ons met God gewandel het, God volkome behaag het en die wrede dood nie verdien nie. Tog, my liewe suster, was hy die enigste een, hoor mooi, wat waardig was om ons sonde skuld te dra. En deur sy bloed die skuld van ons sonde by God weg te neem. Nou wil ek jou 'n vraag vra. Weet jy wat was in daardie bitter beker van Jesus? Ek dink eerstens kan ons sê, die oordeel van God op sonde was in daardie beker. Ons praat baie oor die liefde van God. God se liefde is so onbeskryflik groot. Trouwens, hy is liefde. En Jesus het juist sy liefde bewys deur aan die kruis van Golgotha vir ons te sterwe. Halleluja. En daar aan die kruis, my liewe suster, het Jesus God se oordeele oor sonde afgewend op ons. Die heiligheid van God staan direk teenoor die mens se sonde en sy onheiligheid. Die heiligheid van God impliseer die oordeel, die wraak en die toorn van God oor sonde, ons sonde. Want die Bybel sê vir ons direk, God haat sonde. In 'n ander tuin, die tuin van Eden, het daar vyandskap tussen God en die mens gekom as gevolg van sonde. Dit was Adam en Eva se keuse om te sondig teen God en Satan te kies. Uiteindelik, as jy mooi dink, het die mens daar God se liefde vir hom geminag. Net so onbeskryflik dat God se liefde is, so verskriklik, my liewe suster, sal sy oordeel wees oor hulle wie sy liefde minag. Dis hierdie oordeel van God in die beker wat dit eintlik so bitter gemaak het. En Jesus het hierdie bitter inhoud gedrink vir jou en vir my. Hy het ons straf op hom geneem. Ken julle Jesaja 53 vers 4? Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Dan sê vers 5, maar te wille van ons oortredinge deurboor, te wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gebring. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal
op hom laat neerkom. Is dit nie groot nie? Is dit nie wonderlik nie? Tweedens kan ons dalk vanoggend sê, Jesus se ontsetting en lyding was in daardie beker. Die smart in die beker in Getsemane was bitter. Dit was so verskriklik bitter. Daardie onmenslike fisiese mishandeling waardeur Jesus moet gaan die volgende 18 uur was in daardie beker. Ja, jy sal sê Jesus was ook goed, maar hy was ook mens, my liewe suster. Op aarde as mens net soos ek en jy was. En as hy iets meer sou wees as wie ek en jy was, dan sou dit mos onregverdig van hom gewees het om te sê, ek gaan vir julle 'n pad berei. Dan kan ons mos nie verwag het om iets te doen as hy enige hemelse hulp gehad het nie. Weet jy wat? Sy liggaam was presies soos ons liggame. Hy het honger geword. Jesus het dors gekry. Hy het moegheid beleef. Hy het geslaap net soos ons. En as babietjie het hy gehuil as hy ongemak beleef het. Dalk 'n nat en melk was ook sy behoefte, net soos ons almal dit was. En as hy doodstikkend geslaap het, het dit ook gebloei, net soos ons in dit bloei. En as hy warm gekry het hy ook gesweet soos ons. Dan sê Hebreërs 4 vers 15 vir ons, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hoekom sê ek al hierdie goed vanoggend vir jou? Sodat ek en jy ons kan verstaan dat sy fisiese lyding op pad na Golgotha en aan die kruis nie werklik minderwerklik en smartlik was as hy God was nie. Wat maak hierdie beker so bitter? Dink oomblik. Jesus was ook God. Hy het geweet wat op hom wag. Die woord sê dit vir ons in Matteus 16:21. Van toe af het Jesus vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Dink dit oomblik, toe Jesus in die bitter beker gekyk het, sien hy sy laaste smartlike ure van sy lewe. Hy sien waartoe hy moet gaan. En binne 'n uur daarvandaan het soldate en wagte hom kom in hegtenis neem. Judas het hom verraai. Sy disippels het hom verlaat. Petrus sal hom verloon. Hy sal voor die Sanhedrin verneder en geslaan word. Dan sal hy na Pilatus geneem word, onregverdig verhoor word, gegees en gespot word. En dan aan die kruis die verskriklike lydingsweg en die brede kruis self. En daarmee saam met die suster, die onmenslike pyn, die bloedverlies, die dors en versmoring. Ja, alles het Jesus gesien in daardie beker. As gewone mens het hy geweet wat op hom wag. En hy kon dalk so iets wat voorberei het. Kan jouself indink vanmôre, my liewe suster, as God die kruising gebeure 'n verrassing vir Jesus gehad het. As hy nie geweet het waarheen hy gaan nie. Dit wat Jesus gesien het, dink ek, dit wat hy geweet het wat gaan met hom gebeur, het alles bygedra, my liewe suster, om hierdie beker ondrinkbaar te maak. Daarens kan ek vanoggend vir jou sê, ons sonde, ons smart en ons siekte was in daardie beker. Jesus was volkome mens, my liewe suster. Hy het geen sonde gehad nie. Hy was volmaak. En juist daarom was hy die enigste een wat gekwalifiseer het om in ons plek te sterf. In sy lyding en in sy dood het Jesus as sondelose sonde vir ons geword. Alles vir ons. Klein, groot, sedert Adam en Eva se tyd. Dit wat tot dusver gepleeg is, dit wat nog gepleeg gaan word, is as te ware in daardie beker gewees. Dink vir 'n môre 'n oomblik aan jou sonde. Onwetend dalk het jy sonde gedoen. Miskien het jy moetswillige sonde gedoen.
En wanneer Jesus in daardie beker kyk, sien hy ook jou sonde daarin. Hy die onskuldige, hy die heilige, moes dit alles drink ter wille van jou en my. Begin jy dalk so 'n bietjie verstaan waardeur Jesus gegaan het. Begin jy dalk so 'n bietjie verstaan hoe bitter daardie beker was. Die pyn, die smart, die gebrokenheid, die drama, die trane, die onvolmaaktheid van die wêreld was in daardie beker. Die fisiese en geestelike siektes, nogtans het hy die krankhede op hom geneem. Dink daaraan, die kankers, die tering, die migraines, die pyne. En dan wil ek jou vra, voel so jou eie siekte ook daarby. Dit was alles in daardie bitter beker wat Jesus gedrink het. Daarom kon Petrus, ek en jy met geloof en vrymoedigheid sê, in 1 Petrus 2 vers 24, deur wie se sonde julle genees is. Christus se lyding, kruis en dood vir ons redding. Is dit nie wonderlik? Sy lyding, sy kruis word ons redding vandag. Kom ons loof Jesus vir wat hy gedoen het. Openbaring 5 vers 9 sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want U is geslag en het vir ons God met die bloed uit bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie en ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op die aarde heers. Jesus, halleluja. Die naam voor alle name, prys sy naam. Gee my Jesus, los die wêreld. Ons moet dit daagliks uitroep, my broer en suster. Jesus is die enigste een na wie ek kan opkyk, halleluja. Jesus is die enigste een wie ek my fokus kan opsit. Ek soek nie die wêreld nie, ek soek nie die wêreld goed nie. Gee my Jesus, halleluja. Ons het hom so nodig. Ons kan nie sonder hom leef nie. As jy ooit tot nou toe geleef het sonder Jesus as die begin en einde van jou lewe, wil ek jou vanoggend sê, soek Jesus eerste en alles. Gee jou lewe vir Jesus. Maak dit jou punt om alles wat jy sê, alles wat jy doen, Jesus se naam te verheerlik. Kom in verhouding met Jesus. Want kan ek vir jou vanoggend sê, daar's geen ander pad na die hemelse koninkryk nie as deur Jesus nie. Het Jesus nie gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe nie, en niemand sal na die Vader gaan behalwe deur my nie. Hoe kan ons Jesus ooit terugstoot in ons lewens? Hoe kan ons Jesus ooit wegstoot van ons af? Dit het tyd geword en kyk ek so na alles om my wat gebeur. Al die politieke stelsels wat so deur mekaar is, die een wat meer verleidig is oor die ander een. Alles wat so deur mekaar is, die oorlog wat ons van sien, die reën wat nie ophou nie, die plekke wat oorstroom in die besiste, dan moet ek besef dat ek kan nie meer speel nie. Ek moet Jesus soek in alles. Ek moet hom die begin en einde van my lewe maak. Ek moet dalk op die hoeke van die strate gaan staan en sê, gee my Jesus, halleluja. Gee vir my Jesus. Wil jy nie saam met my dit sê vanoggend nie? Gee my Jesus. Roep dit uit vanoggend, ek hoor dit nie. Gee my Jesus. Gee my Jesus. Van die wêreld en gee my Jesus. Want hy is my enigste hoop. Kom ons maak ons oop. Ons kan, Vader, ons kan nie ons indink in dit wat Jesus deurgegaan het, daardie ure in Getsemane. Ons kan maar nie daarvan bietjie vertel. Ons kan maar nie die woord gebruik om ons 'n bietjie te leer daarin. Ons kan ons nie vereenselwig met dit nie. Want ons het nie die krag om dit te kan doen nie. Dankie, Vader, dat U Jesus die krag gegee het om deur dit te kan kom.
Dankie dat hy u wil gevat en gesê het, ek wil dit doen vir my mense, vir wie so ek so lief is. Dankie dat ons vanoggend kan weet, dat Jesus die weg gebaan het vir ons na u. En daarom kan ons as gemeente uitroep, gee my Jesus. Vat alles, maar gee my Jesus. Here, ek wil bid, dat u ons land nie sal sterk maak. Dat u ons seervoete sal gesond maak. Dat u weer eens ons harte sal ophef, om die naam van Jesus, die naam wat al die name is, uit te roep en uit te skree, dat die wêreld kan hoor, wie is die redder, halleluja, wie is die verlosser, wie is die zaligmaker van ons lewe. En my gebed is, dat in hierdie gemeente, Jesus vooropgestel sal word in alles. Dat Jesus die koning hier sal wees, en dat ons altyd sy naam sal verheerlik. En sal uitdra vir sy kosbare werk wat hy vir ons gedoen het. En dat hy ons eerste lief gehad het. Dankie vir vanoggend, dat ons net bietjie kan insien in daardie bitter beker, maar dat ons vanoggend kan sê, gee my Jesus. Ons loof u naam, ons prys u naam. Gemeente, sê saam met my, amen. Amen. Halleluja.